terwyl jy sit plek weer kom so nog een keer. God is goed. God is getrouw. God is genadig. Kijk of jy lees uit klaagliedere uit die 3de hoofstuk vanaf vers 21 tot en met vers 23. Klaagliedere 3 van vers 21 tot 23. Vers 21 sê, dit sal ek ter harte neem. Dit sal ek ter harte neem. Daar het ons ook gehoor gesê, wat net hierdie dinge, hierdie gedeeltes wat ek op hier gaan lees, en maak hierdie dinge deel van dit wat vir jy vandag belangrik is. Neem dit ter harte, maak erns daarmee. En wanneer die tekst verder van dan sê, omdat ek dit ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierende van die Here dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Tot sover mag die Here in my lees en oordenk en sy woord seën vanmôre. Ek ry hier in die week Delmas toe. En die traktor is besig om langs die mielielande gras te sny. En ek hoor net 'n slag aan my linkerkant en toe ek so kyk, toe sien ek my hele linkerry is geset. Het jy uit mekaar uitgeval nie, maar ek kon op niks maak nie. En ek kyk daai plekkie waar die klip of die yster of wat ek dan al ook onder hierdie traktor uitgekom het, getref het. En ek besef net, dat dit is nie die plastiek of wat ook al van die glas nie, maar die genade van die Here dat hy in my kop nie getref het. Maar ek het nie veel daaroor gesê nie. Vir almal vertel wat het gebeur en daarna sê sy, kyk hoe getrou is die Here, ook in sy beskerming. Ek hoor vrydag iemand sê, hoe kom God? Hoe kom God? Daar het iets hartseer in die persoon se lewe gebeur en nou is die vraag in hierdie hart, hoe kom God dit toegelaat het? Hoe kom God dit laat gebeur het? En ons kan baie oor daai vraag praat vir hoe kom God? Maar jy weet, daar is ook die verhaaltjie van die wit wolf en die swart wolf.
En hierdie twee wolde gaan beklei, en wat die ene gaan wen? Die een wat jy kos gee, die een wat jy sterk maak. En daarom is dit belangrik dat ons een ding sal besef vandag, ons kan maklik kom en sê, hoe kon God? Maar aan die ander kant, as ons gaan kyk na die getrouheid en die trou van die Here, dan ons baie rede vir dankbaarheid. En ek wonder, hoeveel keer het jy al gehoor dat mense sê, God is getrou? En hoeveel keer het jy al daaroor gaan sit en dink, wat behels daardie getrouheid van God? Wat beteken dit? Paulus skryf in 1 Korintiërs 9, sê ook, God is getrou. En ek stem met ons saam, God is getrou, want as ek gaan kyk wat die Here al in my lewe gedoen het, kan ek nie anders as om saam te stem. Maar ek dink die probleem in my lewe en dalk in die lewe ook, is dat ons kyk nie altyd terug, en ons onthou nie al sy weldade nie. Dawid sê vir ons, en Dawid skryf baie oor die getrouheid van God, want Dawid skryf vir ons daar in die Psalms, sê hy ook vir ons, vergeet geen een van sy weldade nie. Moenie een van hierdie dingetjies wat God vir jou in sy getrouheid gedoen het, vergeet. Onthou dit. En ek wil vanmôre getrouheid en die getrouheid van God spesifiek aan 4 konsepte, 4 waardes, 4 woorde, wil ek dit aan die oordra. Die eerste een is God se getrouheid. Kan ek nie losmaak van standvastigheid nie. Om standvastig te wees, is om stabiel te wees. Om vas te staan in gedrag en in oortuiging en in wat jy doen. God het nog nooit afgewyk nie. Dit wat hy by die begin af gesê het, daarby staan hy. As ek vandag vir u sê dat die woord van die Here leer dat God is liefde, dan wil ek vandag vir u sê God is nog steeds liefde. En as ek vir u sê ek lees in die woord van die Here ongeag waar dat God is genadig en God is barmhartig en God is goedertierend, dan is God in sy standvastigheid vandag nog barmhartig, getrou en goedertierend. Hy verander nie. En jy sien, wanneer ek kyk na standvastigheid, dan is daar iets anders wat vir my ook sê. God bly staan. Hy verlaat ons nie. Hy begewe en verlaat ons nie, sê die Nuwe Testament. Dis is 'n ligtoring wat op 'n rots staan by die see. Die golwe beweeg, en die wind beweeg, en die sterre beweeg, en die voëls beweeg, en mense kom en mense gaan, en skepe kom en skepe gaan, daar gaan ook vliegtuie daaroor, maar wie wat hy ligtoring bly staan, en hy gee sy lig. En dis hoe God vir u en vir my ook in ons lewens is. Hy bly by ons, ongeag. Dit skryf in die Nuwe Testament, al is ons ontrou, God is nog steeds getrou. Hy bly staan by ons. En wanneer ons krisisse beleef en ons ervaar probleme en moeilikheid, dan wil ek vir jou een ding sê, jy kan van een ding seker wees, God is standvastig. Hy bly by jou. En dit moet ons onthou. En dan kom ons by die tweede punt, is betroubaar. Alhoewel hy hou sy woord. God se beloftes is in Christus Jesus, ja en amen. Hy verander nie sy beloftes in die woord nie, nee, hy bly dieselfde wat dit aan betref. Jy kan daarop reken, jy kan daarop staan, jy kan daarop vertrou. Die beloftes wat die Here gemaak het, dit voer hy uit, dit doen hy. Die beloftes van die Here en dit wat hy vir jou en vir my sê, kan jy reg van, jy kan jou lewe daarop pas. Dis waar. Jy kan op my reken, dis wat die woord betroubaar beteken. Jy kan in enige omstandigheid waarin jy jou mag vind of bevind, kan jy op God reken. Psalm 1 skryf menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit almal red God hom. Maar dan sal ook 'n stukkie wat ons baie keer vergeet, dan ons moet hom eer. Hy sal ons uitred, maar ons moet hom eer. God deel nie sy eer nie, ons moet hom eer gee wat hom toekom. Jy kan op my reken, jy kan op die Here reken, jy kan op hom staat maak. Loyaliteit is die derde ding. Ek in my eie lewe plaas 'n hoë premie op loyaliteit. En loyaliteit beteken
En ek sê dit onder andere, om by mense te staan, selfs al gaan hulle deur moeilike tye. Dit sluit aan by die vorige twee. Jy draai nie jou rug op iemand wanneer hulle deur 'n krisis gaan en stap weg nie. Wanneer ek foute maak in my lewe en ek draai my rug so vir op die Here en ek vang gekaan dat ek nie moet aanvang en al daardie tipe van dinge, dan draai God nie sy rug op my en stap weg en sê ek is klaar met hom. Nee, God se genade is daar, God is met ons. John Henry het 'n pragtige lied geskryf. Hier stil ook iemand. Hy werk op met my, hy werk op met jou. Hy stap nie weg van ons. As ons hierdie fout het, dan werk hy met liefde en met genade en met die leiding van die Gees aan daardie fout in ons lewens. Ek bly by jou. Volharding. Volharding kan ek eenvoudig stel as jy gee nie op nie. God gee nie op nie. Hy gee nie moed op nie. Hy hou aan. Die genade van God hou aan. Die liefde van God hou aan. En in my lewe en jou lewe, my broeder en my suster, is dit wag. Hy hou aan. En hy maak sy liefde en sy trou aan ons bekend. Elke dag is dit nie, maar hy hou aan. Malaki 3:14 sê, ek die Here het nie verander nie. Ek staan by jou, ek bly by jou. Jy kan op my reken. En ek hou aan om jou deur te dra. Ek hou aan om my guns en my genade en my barmhartigheid aan jou te bewys. Kyk jy net vanmôre na God se getrouheid, dan sê dit vir ons dat God se standvastigheid, hy bly staan. God se betroubaarheid. Hy is daar. Dis gesetel in God se onveranderlikheid en dit is wat Malaki 3 sê. Ek verander nie. Ek bly standvastig. Ek bly betroubaar. Ek bly loyaal en ek bly volhard. En wie wat hy doen dit ter wille van jou en ter wille van my. Dan kom Hebreërs 13:8 en hy sê Jesus Christus is vandag dieselfde en tot in alle ewigheid dieselfde. Ons het dit net gesing, 'n liedjie waarvan ek ook baie lief is. Yesterday, today and forever is die same. Hy verander nie. God is betroubaar. Hierdie gedeelte wat ons gelees het in Klaagliedere 3:23, hierdie skrifgedeelte, gebruik die woord, die Hebreëse woord emet. E-M-E-T, emet. En dit beteken, luister net hoe mooi beteken dit. Dit beteken waarheid, vastigheid en betroubaarheid. Dis die woord wat hier gebruik. Hy sê maar wie wat, ek is trou. Met ander woorde, ek is die waarheid. En die waarheid van my is dat ek staan vas. Ek bly by jou. Ek is betroubaar. Jy kan op my reken. Loyaliteit kom van die Hebreëse woord Hesed, of Hesed althans. H-E-S-E-D. En dit beteken troue liefde, 'n verbondsliefde, met ander woorde 'n ooreenkoms wat vas staan. God kom nie en hy maak nie sy woord waar nie, hy staan by sy woord. Die Hebreëse woord sê loyaliteit, Hesed, God is loyaal. En sy troue liefde, en sy verbondsliefde, daai ooreenkoms wat hy met ons gemaak het. En dis nie 'n wisselvallige liefde of 'n emosionele liefde nie, dis 'n ewige liefde. En as ek sê dis nie 'n wisselvallige of emosionele liefde nie, weet jy hoe maak ons ons emosies? Vandag is ons on top of the world. Dan sing ons saam mekaar in Kaapstad. En 'n ander dag, dan is ons hier onder in die vallei. Ons gaan op en af in ons emosies, afhangende wat met ons in ons lewens gebeur, afhangende wat ons hoor, afhangende van wat ons kyk op die nuus en wat ook al. Maar God se liefde is nie rennie bekwam nie, dis standvastig. Dis betroubaar. Dis dieselfde, dis daar vir u en dis daar vir my. Volharding, hierdie woord volharding is my so mooi vervat in hierdie teks. Daai moet ek raak gaan, dat hy vergewing verlaat ons. Hy hou aan. Hy hou aan met ons. Hy werk met ons. Ons is baie keer dwarstrekkerig en wederstrewig en hardkoppig en ek weet nie wat is ons als nie, maar die Here is nog met my. En daarom kan ek so identifiseer met daardie liedjie. Hy wat die sterre gemaak het en hy wat die storm stil maak en al daardie dinge. Daai almagtige God
sê ek staan by jou. Al is jy ook swak, al is jy ook nietig, al is jy ook dan 'n sondige mens, al is jy dan ook hoe in wie se oë, maar God se oë is die moeite werd vir hom. Om te sê, as God staan ek by jou, as God bly ek by jou, as God is ek betroubaar en jy kan op my reken, ek sal jou deurdra, ek sal jou help en ek werk met jou. God se getrouheid, wanneer ek die Bybel lees, kom vir my keer op keer kom ons by na vore. Die eerste een wat vir my so mooi is, en ek noem dit net vlugtig vir, is Abraham. God sê vir Abraham, jy sal 'n vader wees van 'n menigte nasies. Abraham se vrou dink, goedness. Hierdie moet 'n grapie wees. Sy lag. Here sê, man, jy sal die vader van 'n menigte wees. Dit terwyl hulle nie meer in staat was, menslik gesproke op kinders te hê. En Abraham word die vader van Isak. En Isak word die vader van Jakob, en Jakob word die vader van die 12 stamme van Israel. En vandag kan ons ook sê, waarlik Abraham is die vader van 'n menigte. God was betroubaar. God was daar. God het gesorg en sy woord waar gemaak. Die Here kom en hy sê, ek beloof julle 'n verlosser, ek sal vir julle stuur. 'n redder. Hy stuur die Here Jesus en wat gebeur? Ons sien die vervulling daaraan, toe Jesus gebore word in hierdie aarde betree as 'n mens net om vir ons te sterf, as redder en verlosser op die kruis daar op Golgotha. God het sy woord gemaak, waar gemaak. Hy sê ook, ek sal by julle wees tot 'n einde en volleinde van die wêreld, ek sal my gees uitstort op alle vlees, ek sal met julle wees, en wat gebeur in Handelinge 2? Petrus spreek en hy sê, dit is wat die profeet Joël gespreek het. God het sy woord waar gemaak. Hy is betroubaar. My broeder en my suster, wat gebeur, wat maak ons as 'n krisis ons tref? As iets negatief in ons lewens gebeur, dan begin ons wonder. Waar is die Here dan nou in my situasie? Nee, God stort sy gees en God is met ons. En sy woord waar gemaak. En so doen hy dit vir elkeen van ons. Ons sien dit net nie, ons dink net nie daaraan. Volgens Galasiërs 5 vers 22 is die vrug van die Heilige Gees dan ook getrouheid. En al wat jy net moet doen ten eerste, ons moet die Heilige Gees toelaat om daardie getrouheid van God in ons lewens lewend te maak. Die besef daarvan lewend te maak. Ek het ook nog 'n keer sê, gaan elke dag voor jy gaan slaap, dan tel jy nou op hoe getrou was God vandag vir jou gewees. Môreoggend as jy jou oë oopmaak, sê die Here was getrou deur die nag ook. Getrou is die vrug van die Gees. En ek moet dit toelaat. Dis nie 'n saak van ons eie wilskrag en dit wat ons ons eie vermoë doen nie. Dis iets wat deur die genade van God deel word vir ons lewe. En wat maak ons met getrouheid in ons lewe? Ons beoefen dit. Die teksversie sê trou is elke monument. Daai getrouheid wat die Here van ons vra, moet voortspruit uit ons oortuiging dat God getrou is, dat sy trou elke dag nuut is, dat sy goedertierenheid groot is, dat sy barmhartigheid groot is, en dat hy 'n God is wat met ons is. 'n God wat by ons bly, ongeag. Hy bly by ons. Ek lees die verhaal van 'n man van 99 jaar oud, wat hom laat doop het. Hierdie man het tot bekering gekom, maar vir die grootste deel van sy lewe was hy ateïs gewees. Het hy ontken dat daar 'n God is. Het hy ontken dat Christus die Seun is van God wat gestuur is, gesterf het en die dood oorwin het. Hy het dit ontken, het sonder hom geleef. En hier in sy daar wat nou al aangestap het, kom tot die besef, daar is 'n God. Hierdie man stap in 'n kerk en hy vra vir die pastoor in die kerk of die predikant daar in die kerk en sê vir hom, luister, ek wil net een ding weet. Dis wie ek is. Wat kan God vir my doen? Hy sê, God kan jou vergewe. En God kan vir jou gee enige lewe. En hy man se lewe verander. My broer en my suster, en P.E. stap 'n vrou. Sy is op jong ouderdom van 16 of 17 en sy oorlede.
Op haar linkervoet onder op die sool is getatoeëer Jesus. En op die regterkant onder haar voetsool is getatoeëer Christus. En as iemand wat die Satan aanbid, Satanis loop sy, en sover as wat sy loop, is daai tatoeëermerke sê dit, ek trap op Jesus Christus. Ek trap op Jesus Christus. En wie wat kom die Here ons God en moeder, hy sê, ek staan by jou. Selfs in hierdie valsheid wat jy glo, het ek jou nie verlaat nie, ek werk aan jou, en my gees werk aan jou, en daar kom 'n dag in haar lewe, wat hierdie vrou besef, ek het God nodig. Hierdie een agter wie ek aangaan, is nie die een wat ek moet aanbid nie. Daar is 'n lewe in Christus, en haar lewe verander. Sy is op 'n jong ouderdom dood, maar dit het 'n verskil gemaak, daardie ontmoeting met die Here Jesus Christus. God het haar nie weggewerk nie. God se woord in Lukas 16 vers 10 leer ons, beoefen getrouheid. Hy sê, al is jy getrou in die minste, wat beteken dit vir ons? Hou jou woord, wees betroubaar, laat jou ja wees en doen wat reg is. Eenvoudige dingetjies wat ons almal kan doen, dis maklik vir ons een en elkeen. Dis dinge wat ons kan doen, en ons moet dit net doen. Hebreërs 10 vers 23 sê, hou vas, want hy wat beloof, hy wat vir ons beloftes maak, is getrou. Sy getrouheid moet ons ook nie koppel aan ons emosies nie, want nou voel ons hartseer, ons voel ongelukkig, dan koppel ons dit aan ons God se getrouheid en ons emosies, en dan wil ons God kom bevraagteken. Nee, ons kan nie. Goue reël, en ek sê dit baie keer, bly bid, al voel jy nie, jy bereik iets met jou gebeur nie. Mense het vroeër jaar altyd gepraat, die ou Pinkstermense, ek het deurgebid. En ek het nie altyd verstaan wat bedoel met deurgebid. Sê my gevoel, ek bid en my gebed gaan net tot die keer plafon vas. Ek het aangehou bid, tot ek ervaar het, maar hier is nou 'n ander gewaarwording in my hand. Ek aanvaar die teenwoordigheid van die Here. Ek ervaar net hier is nou iets. Ek ervaar vrede in my gemoed. Daarom wil ek vandag vir jou sê, want as jy bekommernis het, maak wat 1 Petrus 5 vers 7 sê, werk jou bekommernis op die Here, en bid, en hou aan met bid. Die Here antwoord gebed. Bly by die Here, dien die Here, getrouheid is ook gehoorsaamheid. Wat kan ons as mens doen? Ek wil vir jou vanmôre sê, en ek wil daarmee afsluit ook, ons onthou wat die Here al vir jou gedoen het. Moenie dit vergeet nie. Onthou, ten spyte van seer, ten spyte van moeilike tye, maar onthou daai seer en moeilike tye, en onthou die Here het jou daardeur gedra. As dit nie was dat hy in jou lewe was nie, dan dink ek nie sou jy daardeur gekom het nie. Maar hy was daar en hy het jou deurgedra. En hy is by jou, om jou volgende keer in die seer en die moeilike tye jou wil oorweldig jou deur te dra. Hy dra jou elke dag, en onthou dit. Sê vir hom dankie daarvoor, bely dit, erken dit. Daar's een ding, en ek sal ook volgende soms 'n bietjie daaroor praat. Weet ek wil baie graag Berharings en Life Coach kantoor oopgemaak het, voordat ek hier daar gekom het. Dit was in my beplanning geweest, die Here het nie so gewil nie. Maar in elk geval, en as mense wat dit weet, en 'n kontak iemand my sê, hoor hierso, sê net 'n bietjie vir my, wat se life coaching is daar vir 'n groepie bejaarde, dis nou vrouens, as nie ek kan sê nie, dis wat die persoon sê, vir 'n groepie vrouens wat al bejaard is. As jy ook is bejaard, nee, dis al oor 60. Ek sê, goedness, ek het 'n bejaarde vrou. Maar in elk geval, dit daar gelaat. Nou gaan ons aan, en ek sê, goed, nou, wat het julle nodig? Nee, ons koppe moet net bietjie regkom. Ek sê, dis waar. Want as jy nog hierdie ouderdom aan jouself dink, is bejaard, dan jy dit seker nodig. Maar dis nie my opinie. Maar in elk geval, in ons praat, en ek sê, wie wat ek het vir julle een les. Ek het vir julle een les. Vat hierdie les en gaan pas om toe. Gaan elke dag, dan skryf jy 3 goed neer waarvan jy kan dankbaar wees. En dan gaan jy Vrydag, dan kom julle by mekaar vir koek en tee. En wanneer julle by mekaar kom vir koek en tee, dan laat elkeen sê, waarvoor was hy of sy dankbaar in hierdie week?
Dan tel jy daai dinge bymekaar en dan kyk jy hoe goed God met jou weer. Want jy sien, die oomblik wat jy leer om dankbaar te wees, dan help dit jou ook om getrou te wees, om makliker getrou te wees. En die oomblik wat jy leer om dankbaar te wees, dan maak dit vir jou 'n meer positiewe mens, maak vir jou 'n meer blymoedige mens, en dit versterk jou geloof in die einde van die dag. Daarom sê 1 Tessalonisense vir jou, dis die wil van God dat ons dankbaar sal wees. Maar ek wil nou nie daaroor praat nie. Tel jou, maak 'n lys vir die dinge waar God getrou is. En werk aan jou vertroue. Dit maak jou geloof. Dit maak met jou sterker mens. Vertrou die Here. Kies om die Here te vertrou. Weet jy, wanneer ek dink aan hierdie dinge, dan kan ek anders as om George Miller te dink. God se getrouheid beteken nie dat daar nie toetse en beproewing gaan wees. Ja, dit gaan daar wees. Onthou, 'n beproewing bring jou eintlik nader aan die Here altyd. As ek dink aan God se getrouheid en ek dink aan George Miller en sy vrou Mary, dan kan ek nie anders as om te dink, hier is iemand wat die konsep van God se getrouheid begryp het, toegepas het. Ek het in die week vir 'n paar mense gesê ook. Hierdie George Miller was in sy lewe, in die jong lewe, 'n onmoontlike jong mens gewees. Hy het gesteel, hy het gelieg. Ek steel mooi woord nie, maar dis wat hy gedoen het. Hy het selfs van sy pa geld gesteel. Hy het 'n losbandige lewe gelei. Hierdie ou het nie 'n voorbeeldige lewe gelei nie. En daar kom 'n dag in sy lewe wat hy besef, maar weet wat, Jesus is 'n realiteit en 'n werklikheid en hy maak sy saak met God reg. En hy sê, Here, hier is ek. Vergewe my. En toe Jesus ontmoet en sy lewe verander. Ek praat hier van in die 1800s in Bristol, Engeland. Toe raak hy bewus van die nood en die beproewing om hom, en hy raak bewus van daar's duisende weeskinders daar, duisende kinders wat nie kos het nie. En hy begin by wese. Nie omdat hy geld het nie, maar omdat hy weet die kindertjies wat hulp nodig het en hy kan dalk iets vir hulle doen. Maar terwyl hy 'n besluit maak om 'n wese te begin, kom maak hy 'n besluit met 'n groot verskil, dat hy nooit vir mense direk geld sal vra nie. Hy sal bid en hy sal die Here vertrou. En wie wat maak George Miller, omdat vir hom 'n belangrike saak is, hou hy boek. Hy hou boek van elke voorsiening wat die Here in daai kinderhuis in sy lewe gemaak het. En hy hou boek van elke gebed wat die Here beantwoord het. En die bron wat ek gelees het, sê vir my, hy het meer as 50.000 gebede neergeskryf wat die Here verhoor het. Meer as 50.000 gebede. Ek dink daar's mense wat van hulle geboorte tot hulle sterfdag nooit eers 50.000 gebede gebid het. Maar het elkeen neergeskryf. En as daar ouers wat vir jou sê, God is getrou, hier is my bewys, en dan sit ons moeder. En in sy lewe meer as 10.000 kinders versorg. En elke keer wat die Here voorsien het hy noukeurig neergeskryf. En ek dink sekerlik die belangrikste is een môre wat hy moet gaan aansit aan die tafel. En daar's nie kos nie. Daar's niks in daai huis om vir hierdie kinders te gee om te eet nie. Niks vir hom nie, niks vir sy vrou nie, niks vir daai kinders nie. En dan gaan sit aan die tafel en hy bid en hy sê, Here, dankie dat U 'n God is wat getrou is en dat U voorsien en hy bid soos wat hy altyd gebid het. En toe kom die bakker en hy sê, ek kon laasdag nie slaap nie, en hy brood, en hy bring die brood. En die melklorie, ek weet nie, almal van julle seker die melklorie, maar die melklorie se wiel breek af by die kinderhuis. En dis hulle bang hierdie melk met daar van die huis, die melk in die huis in. En ons moeder sê, dankie, die bakker was hier. En hy het vir ons melk gebring. En God het voorsien. Sien hy dit gesien in sy hand van die Here en dit neergeskryf. Die psalmdigter skryf, vergeet geen van sy weldadigheid. En ek dink en ek sal goed doen in ons lewe as ons hierdie weldadigheid van God sal vergeet. Ons sing ou liedjie baie keer wat sê, tel jou seëninge, tel hulle nie vir my. Of wie wat gebeur, wanneer jou seëninge begin tel, dan begin jy sien hoe God dit met jou doen.
dan sien jy hoe vertrou is God. Dan sien jy dat God weet van jou. God bly by jou staan. God is een op wie jy kan reken. Hy is nie 'n mens wat teleurstel nie. Hy is ook nie 'n mens wat jy kan lief nie. Hy is God. Hy is liefdevol, hy is genadig, hy is barmhartig en hy is getrou. In jou lewe en in my lewe. Ek het 'n pastoor gehad wat 'n groot impak in my lewe gemaak het. Hy was 12 jaar hier op Delmas gewees. Die meeste verstaan het my reg. Pastoor Dries van As. Ek het met hom baie vrae gehad en met hom baie goed gepraat. Maar hy sê eendag vir my iets. As dit veel moeilik is, begin God dit vertrou met klein goedjies. En dan kyk jy wat gebeur. En begin net let op wat die Here vir jou doen. My broer en suster, ek wil vanmôre saam die skrywe van Psalm sê, God vertrou is elke môre en nag. Ons kan God dit eer gee. Ons kan loof, ons kan hom dank. Maar as dit nie was vir die Here nie, waar sou ek gewees het? Ek het nou die aand is daar 'n program op TV van Frank Opper, maar ek weet nie wie van dit gekyk het. Ek het baie gekyk. Maar ek het ook gekyk en ek was nie baie beïndruk met die program nie, want dit is nou maar ek, dit is nou niks fout met die program nie. Maar wat ek nou regtig uitstaande was, is toe ek einde vertel hoe hy opgedrink het. En toe hy vertel hoe hy opgedrink het, is daar trane in sy oë. En hy sê, as ek nie vir die genade van God was. En ek dink so is dit in elke van ons lewens, as dit nie vir die genade van God is. Die feit dat God in sy getrouheid, en sy liefde, sy barmhartigheid getrou is. Waar sou ons gewees? Kom ons sê vanmôre van dankie. Here wat jy sit, sluit die oë. Vader, ons kom vanmôre, en ons sê vir U dankie, dat U 'n troue God is. Here, dat U ons nooit alleen laat, dat U by ons staan. Here, dat ons op U kan reken. Dat U 'n God is wat lojaal is in die voorsiening, in die genade, in die barmhartigheid en alles. Here, dat U ons nie verlaat. Dankie daarvoor vanmôre. Dankie, Here, dat U ons ken in ons behoefte. Dankie, Here, dat U ons ken ook in ons oorvloed. Dankie, Here, dat U ons werklik sien. Ons eer U vanmôre vir U getrouheid. Dankie daarvoor in Christus naam. Amen. Kom ons staan en sing ons laaste lied saam.
die saal, daar's lekker pannekoek. Jy is baie welkom. Kom ons bid saam. Baie dankie, Here Jesus, dat ons regtig daar kan staan, want U is getrou. Baie dankie, Here, as ons altyd vandag kyk op waar U ons deurgedra het, dat ons nie kan sê, as dit nie vir U was. Baie dankie, Here. Ek bid dit so van pakking vir ons sal gaan, en dat ons sal herinner aan dit waar U ons al gedra het en waar ons vandag staan. Here, wees saam met elkeen wat na huis toe gaan, en hou jy aan van die ware. Amen. Dankie. Die Here sê jy gaan ons in vrede.